Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So, julle vanaand praat ons, die teksgedeelte van die barmhartige Samaritaan. En ek dink selfs as jy vir ongelowige mense vra, kan julle vir my, het jy al gehoor van die barmhartige Samaritaan? Sal hulle sê, ja, hulle het al gehoor van die barmhartige Samaritaan en daar is al een of ander beeld, as jy vir mense vra, nou gaan die barmhartige Samaritaan. Is dit een of ander beeld van 'n weldoener wat iemand help wat in nood is. En hulle sal dis die idee wat ons het van die barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan is waarskynlik die mees bekende gelykenis, maar in dieselfde tyd is dit ook waarskynlik die mees misverstane gelykenis van al die gelykenisse. En pas lyk die gelykenis van die barmhartige Samaritaan soos 'n man met 'n uitgewerkte paar krikke en 'n voet of 'n ding wat dinge doen en hy kom aan by jou met 'n lang storie en as hy so in die middel van die lang storie is, dan sê vir hom, meneer, kan ek jou net daar stop asseblief? Jy moet na die barmhartige Samaritaan toe gaan. Hulle gaan vir jou uitsorteer. Hulle is toegerus en goeie nuus is Woensdag en op Woensdag bedien hulle vleis in die sop. So hulle is gekuiter vir jou in jou toestand en hulle het ore wat kan hoor en hierdie ou, hulle gaan vir jou uitsorteer. So dis net so 9 km bo op die bult. So sterkte, maar kan ek net gou 'n selfie saam met jou neem? Ek wil net gou op social media post om te sê ek het nog een van die Here se kinders daar uitgekry. #ekskool. Neem dit en daar gaan ons. So, dis die barmhartige Samaritaan verkeerd toegepas. En ek wil vir jou vra vir vanaand, wat ook al idee jy het van die barmhartige Samaritaan. Druk Ctrl-Alt-Delete. Vergeet van wat jy dink jy weet van die teks en kom ons kyk actually na die teks en ons laat die teks en die teks alleen praat. En dis dan ook my begeerte en my gebed wat vir vanaand. So, heel eerstens, voordat ons kyk na die interaksies van Jesus, tussen Jesus en die skrifgeleerde, is dit vir ons baie belangrik om te verstaan, enigste deel van hierdie wat 'n werklikheid is, of was, is dat Jesus en die skrifgeleerde met mekaar gepraat het. Al die karakters in die gelykenis is fictional. Hulle het nie regtig bestaan, het nie regtig gebeur nie. Gelykenisse is 'n taal wat Jesus praat. En Jesus, dis eksklusiefelike taal wat Jesus praat. En Jesus praat in die taal van gelykenisse om goeders wat verberg is, goeders wat verborg is, goeders wat vir mense weggesteek is, lik te maak. Is om openbarings te breek in die lewens van die hoorders. En dis dan ook die hoop en die gebed vir vanaand dat daar goeders deur hierdie gelykenis aan my en jou gebreek word. So as jy 'n ouer is en jy het kinders, jy 'n taal wat hulle nie verstaan. Jy steek goeders weg. Jy spel. Hang af hoe slim jou kinders en hoe oud jou kinders is. So Theo se ouers kan dit nie meer doen nie, maar soos maybe kan van julle ander se ouers. Waar jy sê vir jou vrou, jy gaan nie nou vir die kind die FOON gee nie. Dis nou genoeg vir eendag, sit weg, al daai goeders. So die gelykenisse is presies die teenoorgestelde. Jesus vat dit wat weggesteek is of dit wat blind, dat mense nie van bewus is nie en hy praat so 'n eenvoudige taal as moontlik om dit te onderstreep en dit so eenvoudig moontlik duidelik te maak. En wat ons hier het is 'n interaksie tussen Jesus en geleerde. En my mikpunt, as jy vir my vra Edwin nou, hoe gaan ons vanaand is as ons gaan kyk na die doel van hierdie gelykenis? Wat was die doel? Hoekom het Jesus hierdie gelykenis gedeel? Geleerde, wat beteken hierdie gelykenis en watter gevolgtrekking het hierdie gelykenis eerstens gehad op die lewe van die skrifgeleerde, maar dan ook aan nou die hoorders van die gelykenis.
En ons gaan sommer dan by die doel van die gelykenis. As ons kyk na vers 25, sien ons daar staan, "And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Wou vir Jesus getoets het. Sy motief was nie hy het nie 'n rein hart of 'n goeie hart gehad nie. Jesus het geleer en hulle wou vir Jesus vasvang om hom uiteindelik te kruisig. Hulle wou vir Jesus kry en hy wou vir Jesus 'n vraag vra wat Jesus nie kon antwoord nie. Maar hierdie is so 'n belangrike vraag vir Jesus. En elke keer in die skrif wanneer Jesus met hierdie vraag gekonfronteer word, stop alles. En al sy aandag is op daai mens. Hy wil vir hierdie mens hierdie vraag vra. So daarom is dit logies vir my en jou om dieselfde vraag vir onsself te vra is, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? It's a big deal. Dis 'n waste van jou lewe as jy jouself nooit daai vraag vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe nie? So hierdie ou staan voor Jesus, soveel van tevore. Nikodemus in Johannes 3 wil ook by Jesus weet, wat moet ek doen? Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore word. Hoe word ek wedergebore? Dis onmoontlik. Weer in my ma se skoot klim nie. Ek kan nie weer gebore word nie. En Jesus sê ja, dis iets wat uit God gebeur. Dan is die ander ou in Matteus 18 kom die ryke jong man. En die ryke jong man wil ook weet wat moet hy doen. So hierdie is belangrik en elke keer wanneer Jesus met hierdie tipe vraag benader word of genader word, stop hy en hy antwoord. So die doel van hierdie gelykenis of die doel van die gelykenis is om die man te antwoord, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? So in vers 29 sien ons, but desiring to justify himself to Jesus, he said, well, who is my neighbor? Ek het 'n stukkie geskiep, maar dit is okay. Hy kom na Jesus toe en hy wil weet, wat moet ek doen om die ewige lewe te vererf? En Jesus sê vir hom, wat sê die wet? Want hierdie is 'n skrifgeleerde, klem op die geleerde. Dis 'n slim ou, intelligente ou. Hy weet, ken van die woord. En hy sê vir hom, hey meneer die skrifgeleerde, jy wat onder die wet is, wat sê die wet? En die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jy moet jou naaste, en dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus sê vir hom, mooi, jy ken die wet, nou doen dit. En hierso is dit waar dit triekie raak vir die ou. Hierso is dit waar dit vir hom moeilik raak, want hy sê vir die Here, okay, Jesus sê vir hom, wat moet hy doen? Hy vir die Here, hy antwoord Jesus en hy sê, ek moet die Here lief hê met jou hele hart, siel, verstand en jou naaste soos jouself. En Jesus sê vir hom, doen dit. En dis nogals 'n probleem om die Here lief te hart met jou hele siel en jou hele verstand. Ek weet nie van julle nie, maar dit vat die beste deel van my oggend. As ek nou sit en die Bybel oopmaak, nê, om net in passie te kom, om enigstens met die Here te connect. Hierdie ou, hy is oortuig, hy is lief vir die Here met sy hele hart, siel, verstand. Nou, ek weet nie van julle nie, dit vat net om te wees in die teenwoordigheid van die Here. Ek weet God is alomteenwoordig, maar net om besigheid te doen met God. Dit kom nie so natuurlik vir my nie. Miskien is dit vir julle, miskien is julle soos die skrifgeleerde. En dan is die tweede ding wat hulle sê, met jou naaste lief hê soos myself. So nadat ek tyd saam met die Here spandeer het, dan moet ek koffie gaan maak. En dan maak ek vir my koffie en dan maak ek vir my vrou koffie. En dan is ek gekonfronteer met 2 koffies. Nou, ek ken so 'n bietjie van koffie maak en so. Daar's een goeie koffie, daar's een slegte koffie. Of daar's altyd nie een is sleg nie, maar daar's een wat beter is. En my vrou het 'n donkie palet jokes. Sy sal nie weet of ek vir haar goeie koffie of 'n slegte koffie gee nie, maar ek sal weet. So dan is ek gekonfronteer elke oggend, is ek lief vir my vrou soos wat ek vir myself is. En ek is nie altyd nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Maar soms is ek. Maar dis die punt wat ek probeer maak. Dis die wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand, naaste soos jouself. En dit is onmoontlik. Maar hierdie skrifgeleerde is so sonde dat hy gee homself uit 10 uit 10. En hy sê, okay, ja, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand. Ek doen dit. Cool, 10 uit 10. Meer geestelik is Jesus.
sê my net wie is my naaste, want dis die enigste ding waar hy miskien dalk nie so 10 uit 10 kan kry nie. En hulle is ook geleer love your neighbor but hate your enemies. En Jesus spreek hierdie aan Matteus 5:43. Hy sê you have heard that it was said you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. So Jesus is bekend met hoe hierdie ou dink. En hy sê vir hom, hy wil nou vir hom sê, wie is jou naaste? So hy vra vir hom, wie is my naaste? En dis so half 'n open-ended question, iets wat nie werklik 'n regte antwoord het nie. Dis soos maar as ek moet geld gee, ek kan nie vir almal gee nie, want as ek vir almal gee, kinders eet. Jy weet so vra, maar wie is my buurman nou eintlik? Almal kan seker nie my buurman wees nie. Ergens moet jy seker seker 'n tipe van 'n grens is. En hy dink hy sit gou vir Jesus in 'n skaakmat. En nou kom Jesus en hy sien ons is voor 'n muur hierso. Hierdie ou sien nie dat hy is glad vir die Here met sy hele hart, siel, verstand nie. En hy's glad nie lief vir sy naaste soos homself nie. So nou kom hy met die gelykenis en die doel van hierdie gelykenis is om hierdie man se oë oop te maak vir sy eie sonde. Vir hierdie ou om hom te sien dat ek is nie so heilig en so goed soos wat ek dink nie. En dis ook presies wat hy doen en hy gee vir hom 'n laaste prentjie. Hy gee vir hom 'n laaste insig. En ons kyk na die barmhartige Samaritaan op die oog af en ons dink dit is iets oor social justice, maar dit is glad nie. Die doel van die barmhartige Samaritaan is vir my en vir jou om te besef dat ons val kort gebod. Ons val kort van die wet. Ons het redding nodig. Ons het die Here nodig. Hoe hard jy ook al probeer, die goeie nuus is, dis die beste nuus wat jy uit vanaand te kry. Wat ook al uit my storie, jy gaan dit nie uit jou eie oorwin nie. Uit jouself, uit jou eie krag, vergeet daarvan. Dit is nie hoe dit gaan gebeur nie. So Jesus moet deurbreek na hierdie ou toe. Hy gee hom hierdie prentjie, hy gee hom die gelykenis. Vers 30 sê, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. So, Jericho was 27 kilometer afdraande kronkelpaadjies. Die van julle wat hardloop en so, as jy 'n okay hardloper is, dan gaan jy dit in so 1.5, 3 ure gaan jy daar sal jy dit nou draf. Nou as jy 'n loper is soos ek, dan dis 'n dagreis, né? So dis lekker dagreis, dis lekker ver en dis kronkelpaadjies. Daar's grotte, pad bestaan. Jericho na Jerusalem, of Jerusalem na Jericho. Dis 'n werklikheid. En die skrifgeleerde het geweet, okay, hy het in sy kop gekry, dis 'n gevaarlike pad om aan te vat. En daarso is skelms pad, lekker wegkruipplek, al daai goeters en hierdie manne oorval vir hom. Maar die goeie nuus is, hier op die horison kom 'n godsman. 'n Man in sy wit soet, nie heeltemal, maar hierso kom 'n priester. En hierdie ou, die skrifgeleerde wat onder die wet staan, hier kom een van hulle. Maar nie een van hulle nie, die bakkies bota van hulle. Die een wat voorloop, die een wat die speer se punt is, die een wat die een onder die baie is. As iemand praat hy eerste, almal luister en ja, okay, so hy kom. Hy is onder die wet. Hy is bekend met die wet en die wet sê jy moet Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier kom hy en hierso is een van hulle wat die man lê en luister gou wat gebeur hierso. Hy sien vir hom en hy is nie lief vir hom nie, want hy loop net verby hom. Hy stap 100%, hy vermy hom pes. En net om seker te maak dat hy nie onder die wet staan, in Levitical street, you shall treat the stranger
who walks among you as the native among you, you shall love him as yourself. En hier kom hierdie man, die groot meneer, en hy staan nie onder die wet nie. Wat beteken dit? Hy val. En dis problematies vir die skrifgeleerde. En op die horison kom 'n volgende man. En hierdie ou is 'n leviet, en die leviete was soos die nuts and bolts van die tempel. Die priesters was die ouens wat hulle het die sacrifices gedoen, hulle het gepraat met die gemeente, maar die leviete is die ouens vir behind the scenes die tempel georganiseer en seker gemaak het alles gebeur soos wat dit moet gebeur. En hier kom 'n leviet en dit is die skrifgeleerdes is tweede groot hoop. Hierdie ou gaan die regte ding doen. En hy kom en hy ignoreer die ou, half dood. Hy het die padkos nie, alles is gevat, halfkaal, sê dit, en hy is verseker om dood te gaan. Hy het hulp nodig. En hier kom die leviet, wat seker maak, die gemeente is goed en gesond, en hy loop weg van hierdie ou af. Oorgegee, sy dood is sy asemhaling nader en asemhaling. En wat Jesus hiermee probeer doen en effektiewelik doen is om vir die skrifgeleerde te sê dat die Joodse godsdiens voldoen nie. Dit lei nie na redding nie. Deur wette te onderhou, almal val kort en jy meneer die skrifgeleerde val kort. Jy is in nood of jy benodig om gered te word. En hierso kom 'n Samaritaan wat glad nie toegang het tot die tempel nie. Samaritane was gehate mense. Toe die Noordryk geval het, was daar Jode gewees wat agtergebly het. Hulle het getrou met die mense wat gekom het en hulle het 'n mengelmoes geloof gemaak. So hulle het nog bietjies van die Joodse geloof gehou, ander goeters aangeneem en dit was 'n syncretism, so hulle het dit sommer net so saam 'n nuwe mengelmoes geloof gemaak. Uiteindelik moes herbou word, het hulle gesê nee, want ons sien nie eers die nood nie. So fast forward paar honderd jaar was hulle nie eers toegang beskik tot die tempel en hier kom nie en hy doen die onverklaarbare. Hy gee vir hierdie ou 'n pak dier, hy sit vir hom op sy dier, hy gee vir hom proviante, kos en whatever en hy sê vir hom, jy gaan ons en hy kry hom by 'n inn. Hy kry hom by 'n herberg of 'n oornagstasie. Okay, en hy maak seker hierdie ou is opgebandage, hy het kos, hy's okay. En hierso breek my brein. Lees in vers 35 saam met my. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." En toe ek hierdie lees, dit het my brein geblaas. And the next day. Wanneer laas het jy na iemand omgesien dat jy die volgende dag nog daar is? Jy weet, ons het interaksies met mense, 2 sekonde, 5 randjie hier, 5 randjie daar, gone. And the next day is hierdie ou nog hierso. Jesus gee vir hierdie ou, vir die skrifgeleerde 'n beeld van wat dit is om Here jou God lief te hê met jou hele hart, siel, verstand en hoe om jou naaste lief te hê soos jouself. Die volgende dag is hierdie ou nog hier en hy sê vir die innkeeper, wat ook al jy benodig om hierdie ou op die been te kry, 2 denarii. So hulle het in argeologiese opgrawings het hulle soos 'n prysbordjie gekry van wat dit gekos het om 'n nag in 'n inn te spandeer. En dit was 1/32ste van 'n denarius. Okay, so hierdie is so om en by 2 maande se verblyf wat die Samaritaan gegee het vir hierdie ou om op die been te kom. En dan sê hy nog hierdie woorde daarbey. Wat ook al hy net bo op hierdie, sit dit op my rekening. Hierdie is 'n liefde wat vir jou naaste. Hierdie is 'n totaal en al onbekende mens. En hy sê ek gaan hierdie ou regkry, ook al dit kos, ek gaan dit betaal. En dit wat Jesus wil laat val by die skrifgeleerde is dat ons moet wegbeweeg van
die emosie, wie kwalifiseer om my naaste te wees? Ek bly in die Moot, okay, in die ooste van Pretoria. Jammer. Ek weet jy het nou pap wil en so, maar hier's genoeg geld hierso om julle manne uit te sort. Ons het ons eie issues daar in die Moot. So dis nou maar hoe dit is. Of om te sê, jy weet, het jy gehoor van so en so? Ag, dis dan maar verskriklik. Wat se kerk is sy? Okay, dan moet hulle maar na. Hulle sy's in daai kerk se mense gaan nou maar moet omsien, nou maar ek wil nie betrokke raak nie, hulle is in afval bietjie mal. Of ons hoor van goeters, dan sê jy, okay, maar is daai persoon in ons gemeenskap? Okay, ek weet nie. Jy hoor van iets en sê maar, okay, ja, maar daai persoon is nie wit nie. Ek is trots op my witness. En charity begins at home. Sorry. That's net dit is. So wat ook al die ding is, Jesus wil vir hierdie skrifgeleerde wys, as jy die Here jou God liefhet met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself, moet jy die skop skuif maak van kwalifiseer om my naaste te wees na 'n ongekwalifiseerde liefde vir almal wie oor my pad kom. En daai is belangrik. Dis iets wat moet sink, dis iets wat ons moet tref en dis iets wat met jou moet praat. Om jou naaste lief te hê is 'n ongekwalifiseerde liefde vir almal wie oor my pad kom. Ongekwalifiseerd. So as ek hoor van 'n storie, dan moet ek doen, kom dit oor my pad. Want die probleem is, ons hoor van stories en dan vra ek vir jouself, wanneer laas het jy iets gehoor wat jou hart oopgeskeur het? In die laaste 2 weke, enige iemand het 'n storie gehoor, iets wat jou so diep aan wat jou dit vat aan jou. Nou, ek het verseker gehoor in die laaste 2 weke iets nuus wat jy net, dit is nie lekker nie, maar weet julle wat jy met dit? Volgende dag is ek okay. Ek's 'n bietjie beter. Dis nou tough cookies vir die mense met wie dit gebeur, maar my lewe is pretty cool en is fine en ons gaan maar net so aan. So wat is die punt? Die punt is, Jesus maak dit duidelik. Hy is nie lief vir die Here met sy hele hart, met sy hele siel, sy hele verstand nie. En hy is verseker nie lief vir sy naaste soos wat hy is vir homself nie. En hier konfronteer Jesus hierdie man met sy eie sonde. En Jesus konfronteer my en vir jou deur die woord met ons sonde. Ons het 'n redder nodig. En die goeie nuus is dat Jesus is die enigste persoon in die geskiedenis van die wêreld wie die wet weet. Enigste persoon in die geskiedenis van die wêreld. Hy is lief vir die Vader met sy hele hart, siel, verstand, 100% sy hele lewe, volkome onder die wet, en hy is lief vir sy naaste soos homself, tot die punt waar op die kruis sê, Vader, vergewe hulle weet wat hulle doen nie. Al wat ek en jy moet doen, is wegdraai van te probeer te kyk na Jesus en sê, dit is volkome, dit is perfek. Dis wat ons geloof in hom sit, wat dit gedoen het. Social justice is nie die punt van hierdie teks nie. En ek wil hê, ek en jy moet dan saam tot hierdie gevolgtrekking kom. Die gevolgtrekking is dit, ons kan nie 'n utopia bou sonder hom wie die oorspronklike paradys gebou het nie. Die utopia was reeds gebou. Die perfekte wêreld was reeds gebou. En sonde het dit kom bederf. Ons kan nie nou kom en sê, weet julle wat, kom ons skep 'n wêreld waar geen gender is nie. Dis fluid. In die begin het God man en vrou gemaak. Hy het hulle vir mekaar gemaak. Ons kan net nie nou uitgooi nie. Hy het man en vrou vir mekaar gegee en aan die huwelik gegee as jy weet, ons kan nie nou sê, ek weet nie van dit nie. Ons kan nie nou sê, ons gaan vrouens libereer en kom ons gaan vir aborsies, al goed, ons bou 'n nuwe, beter wêreld. Bestaan nie. Ons kan nie 'n wêreld utopia skep voordat ek en jy
besef ons is sondig nie en ons sonde bely nie. Die skrifgeleerde word gekonfronteer in die teks, die feit dat hy is nie lief vir die Here, siel en verstand nie, hy is nie lief vir sy naam. En hierdie wêreld waarin ons woon, probeer Utopia, probeer 'n perfekte wêreld skep sonder Christus en is 'n leuen. Dit kan nie. Dit is absoluut onmoontlik. En die goeie nuus is julle. Kan ons daai net die quote van die evangelie, ekskuus, net opkry asseblief. En die goeie nuus van die evangelie is dis nie iets wat ek kom tot bekering en dit is verby nie. Die Here is voortdurend, hy het ons gemaak, hy het die mens gemaak, hy het ons gemaak, hy lei ons hy is met ons al die dae lewens. Hy lei ons tot bekering. Na bekering was hy ons skoon met sy woord en hy is voortdurend met ons regdeur. So as ons ons gaan dit nie kry nie, maar dis okay. Dis okay. Die Here is voortdurend met ons. Die evangelie is nie 'n one-time thing nie. Dis 'n elke dag se ding en hy los ons nie alleen nie. Elke dag van ons lewe is die goeie nuus, skep, val, hy gryp in sy skepping, hy red ons en hy sanctify ons. En dis waar ons is. So die teks, om terug te kom, gaan ons kyk, wat is die doel is om die man te beantwoord, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Die betekenis is van die teks is, ek kan nie myself red nie, ons het 'n redder nodig. En dan heel laaste die gevolgtrekking is, ons kan nie 'n nuwe wêreld bou vir God wat ingryp in ons lewens en ons red nie. Kom ons bid saam. Here, mag ons soos die skrifgeleerde ook gekonfronteer wees met die feit dat ons kortval. Dat ons nie goed genoeg is nie. Dat ons uit ons eie ver kort skiet. Maar dankie Jesus dat U perfek is. Dankie dat U onder die wet is, onder die wet was. En tot die Vader liefgehad het met hart, siel, verstand. En ons naaste soos Uself. Skuif te maak, om op te hou vra, wie kwalifiseer om ons naaste te wees, na 'n ongekwalifiseerde liefde vir almal wie oor ons pad kom. Here, dankie dat ons die wete kan hê, dat die mense wie oor ons pad kom, nie per toeval oor ons pad kom nie. Help ons ook om U genade te administreer vir almal wie oor ons pad kom. Dankie vir die lewe en die lewe in oorvloed wat ons by U kry. En lei ons op paai tot eer van U naam. In Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.